So, was hierdie dan nou die instelling van die diakenamp of nie? Hierdie gedeelte, as dit betrekking het op die instelling van die diakenamp, het dan ook vir ons 'n sekere boodskap ten opsigte van die gesprekke wat nou nog in die gereformeerde kerke aan die gang is, rondom die vrou in die diakenamp. Goed, kom ons begin. Onse Hemelse Vader en genadige God, hoe heerlik is U naam oor die ganse aarde. Daar is geen plek waar die son opkom, waar U naam nie heerlik skyn nie. Daar is geen volk onder hierdie aarde, op hierdie aarde wat nie U naam ken nie. Ons dank U dat dit uitgaan oor die ganse aarde. Dat die genade wat daar is in die Here Jesus Christus, dat dit oral verkondig word. En ook daar waar dit verkondig word, dat U kinders begin leef soos ons Here wil hê hulle moet leef. Ons dank U vir die openbaring wat ons dan vanaand weer hiersoos onder mekaar kan deel. Die openbaring rondom die inrigting van die kerk van ons Here Jesus Christus. En mag ons ook daardeur verryk word en mag ons daardeur gestig word. Wees met die diensknegt wat in swakheid probeer om hierdie gedeelte te verklaar, met die wete dat U goed is en dat ons Here Jesus Christus al ons swakhede en tekortkominge vergewe. Ons vra dit in sy heilige naam. Amen. So ons het nou gekom by die hoofstuk 6 en dit gaan nou hier oor die inrigting van die eerste gemeente, meer spesifiek oor hoe dit gekom het dat die eerste diakens ingestel is. Ek lees vanaf hoofstuk 6 vers 1. En in die dae, toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van disippels byeengeroep gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het byval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies, Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Philippus, en Prokoros, en Nikanor, en Timon, en Parmenas, en Nikolaus, 'n Jode genoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Soos ons nou by die inleiding gesê het, is vandag hier te doen met die instelling van die diakenamp.
Nou moet ons aan die begin sê dat daar eintlik 'n debat is of hierdie gedeelte dan werklik die dui op die instelling van die diakenampt, want die woord diaken word nooit hier genoem nie. En ons vind dan verder dat iemand soos Stefanus, wat net in die volgende gedeelte baie sterk na vore tree, en Filippus, dat beide van hulle was eintlik woordverkondigers of evangeliste. So was hierdie dan nou die instelling van die diakenampt of nie? Nou, diegene van julle wat 'n 2020 vertaling het, sal sien dat die opskrif daar in die vertaling van die 2020 vertaling sê die kiesing van 7 medewerkers. Hulle wil nie graag die woord diakens gebruik nie. Dit is dan veral ook 'n probleem, want hierdie gedeelte, as dit betrekking het op die instelling van die diakenampt, het dan ook vir ons 'n sekere boodskap ten opsigte van die gesprekke wat nou nog in die gereformeerde kerke aan die gang is, rondom die vrou in die diakenampt. Ek weet in die NG Kerk is dit lankal nie meer 'n kwessie nie, maar dis nog steeds in die gereformeerde kerk is dit 'n kwessie. Want hier staan, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie geleer. Hoekom manne? En die Grieks is baie spesifiek, jy weet, dit is nie net soos die mensdom nie, of 7 mense nie, die Griekse woord is baie spesifiek, manne. So, diegene wat dink dat daar kan vroue diakonesse ook wees, is daar geneig om hierdie gedeelte buite die gesprek rondom die diakenampt te plaas. Hulle lê weer op hulle klem na daar in Romeine 16 verwys word na Febe, wat 'n dienares, 'n diakones was, soos dit in die Grieks daar staan. Nou ja, die woord diakones kan ook meer as een betekenis hê. Op ander plekke verwys die apostels na hulle self ook as diakens, met ander woorde gewoonlik as diensknegte. So, nou ja, ek wil nou nie heeltemal ingaan op daai hele debat nie. Die apostel Paulus se brief aan Timoteus, die 3de hoofstuk, bevat dan ook lang gedeeltes wat gaan oor die ampt van diaken, en dan is dit daar baie duidelik dat hy praat van die manlike persone. So, die ander lastigheid vir diegene wat sê, ons moet hierdie nou plaas buite die gesprek oor die vrou in die diakenampt, is die feit dat hierdie spesifieke skrifgedeelte, daar word daarna verwys in die bevestigingsformulier van die diakens in die gereformeerde kerk. Ek weet nie wat die ander kerkverbande doen met die bevestigingsformulier van die diakens nie, maar dit word baie duidelik genoem dat in die vroeë kerk het hierdie probleem ontstaan, en toe kom die diakenampt na vore. Maar al die aanduiding is, ons het hier met 'n ampt te doen, handeoplegging, verkiesing en so meer. So, wat was die probleem wat aanleiding gegee het tot hierdie gebeure? Daar het 'n murmurering ontstaan, daar het 'n gemor ontstaan. Tussen wie? Tussen die Grieksprekende Jode en die Hebreërs. Nou, wat is die verskil tussen die Grieksprekende Jode en die Hebreërs? So, ons moet 'n gedagte hou dat met die ballingskap, ons gaan nou meer as 500 jaar terug, toe die laaste Jode en vir alle praktiese doeleindes die hele volk Israel versprei is oor die hele wêreld destyds. Hulle is eers weggevoer in ballingskap, maar in ballingskap het party van hulle in Egipte gaan woon, en party van hulle het in Turkye gaan woon, en party van hulle het in Rome geland. Hulle die hele wêreld vol gebly. Hulle het nie meer
Dis maar 'n ou klein klompie wat teruggekeer het uit die ballingskap om die tempel te herbou. So daai mense het Grieks sprekend geword. Amper sê nou maar as jy vandag praat van Afrikaners wat nou al 10, 20 jaar lank in Nieu-Seeland bly of in Australië, hulle is nou Engels sprekende Afrikaners, in sover hulle nog Afrikaners is. Maar hierdie mense het nog 'n baie sterk aantrekkingskrag gevoel tot Jerusalem. Dit was om hulle onthalwe ook dat die Ou Testament in Grieks vertaal is, die sogenaamde Septuagint, wat baie gesaghebbende vertaling was wat die Here Jesus en Paulus en die ander apostels self gebruik het. So hulle trek op jaarliks en party van hulle half permanent gebly daar in Jerusalem, maar hulle kom van ander gebiede af en hulle is Grieks sprekend. Hulle is eintlik 'n ander kultuur. Hulle is lank al nie meer, kan ek sê, behorende tot die streng gesproke die Joodse volk nie. En die Hebreërs, ons weet die term Hebreërs was nog altyd 'n aanduiding gewees vir Israel, vir die Jode, vir God se volk wat in en om die beloofde land bly, diegene wat getrek het. Dis Hebreërs kom van 'n uitdrukking af wat sê dis rondtrekkende veeboere, maar hulle het later die naam Hebreërs gekry, ons die brief van Hebreërs, maar dit dui eintlik op die Jode wat in die beloofde land in Jerusalem gebly het, en hulle het Aramees gepraat. Nie meer streng Hebreëus nie, maar Aramees. Daar's paar boeke in die Bybel, Daniël onder andere, wat in Aramees geskryf is. Nou, Aramees, ek gaan nou 'n bietjie lang verduideliking gee, maar Aramees en Hebreëus verskil, sê nou maar soos Nederlands en Afrikaans verskil. Jy weet, jy verstaan dit, maar dit is nie presies dieselfde nie. So hierdie Aramees sprekende Jode en hierdie Grieks sprekende Jode, twee aparte kulture, maar in dieselfde gemeente, en dit word al hoe meer, en nou lyk dit asof, jy weet, daai groep afgeskeep word, en jy weet, en dit gaan oor die versorging van die weduwees, wat daar baie van is, en die Here gee dwars deur sy woord, gee hy vir ons die opdrag, die weduwees moet versorg word, en dit loop van die Ou Testament tot die Nuwe Testament. Die apostel Paulus in sy laaste briewe, Timoteus se briewe, praat hy oor hierdie aspek, oor die weduwees wat versorg word. So dit was 'n baie belangrike ding, daar was baie weduwees wat versorg, maar vandag nog, in die daaglikse versorging, om die hoof gesien is, ons weet dat die mense baie meer lewend was, in daai eerste gemeente, mense het selfs hulle eiendomme verkoop, niemand moes behoeftig gewees het nie, maar dit het 'n organisasie geverg, hierdie dinge moes gereël word, dit moes georden word, en nou word die apostels van wie hulle leierskapposisie word al hoe meer hierin betrek. En hulle moet nou begin om te sorg dat dit regloop en dat regloop en dat die weduwees versorg word en dat daai groep nie voorgetrek word teenoor daai groep nie en so meer. Baie keer vandag nog kry ons die probleem in kerklike kringe dat ons praat van 'n domineeskerk. Hy sorg vir alles. Hy sorg dat die golfdag gereël word en hy sorg dat die dak geverf word en hy sorg hiervoor alles, en natuurlik inherent is dit in die mens se aard en veral in man se aard om verantwoordelikhede af te skuif. So as iemand anders dit doen is goed en so lande naderhand, maar ons betaal mos die dominee. Weet so dis laat hy dit doen, laat hy daai ding, laat hy die verkoping reël en dan kry jy hom daar by die pannekoektafeltjie staan ook en so aan. So dit is iets, maar die aandag word afgetrek van die bediening van die woord. So elke
Elke uur wat 'n dominee spandeer aan dit en dat of dat, ek praat nou nie van huisbesoek en siekebesoek nie, want is 'n uur wat hy nie spandeer het met die Here se woord en met die voorbereiding van die woordbediening en so meer nie. So dit is nie reg dat ons die bediening van die woord nalat om die tafels te bedien, nie basies eintlik dan om hierdie liefdesdiens te doen. Kyk dan uit broeders na 7 manne onder julle, maar nie net sommer nie, hulle moet 'n goeie getuienis hê, vol van die Heilige Gees en vol van wysheid. So, baie keer as ons kyk daarna apostel Paulus se briewe aan Timoteus waar hy die amptdraer se eienskappe uiteensit, staan dit ook daar, die persoon met 'n goeie getuienis hê, ook van mense buite die gemeente. Die diakens, geen drinker, wil nie iemand hê iemand wat oordentlik omgaan met sy eie familie en gesin, wat 'n voorbeeld is, en hy moet ook nie vir iemand wees wat daai geldjie in sy sak sal steek nie, weet. En dit het ook al in gemeentes en in kerke gebeur. As dit nie kassier miskien is nie, dan is dit die diaken. So daar's baie geleentheid daarvoor. Weet. Dit is ook hoekom ons byvoorbeeld in ons eie kerkverband baie klem daarop lê dat selfs daai ou bietjie geld van die kollekte, dat dit deur meer as een persoon getel word en opgeskryf word en nagegaan word en so meer. So, goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, want hierdie is nie net nog 'n werk nie, dis nie net die tesourier of die funksionaris by die golfklub of die tennisklub of wat ook al nie, dit is God se werk wat hier gedoen word. Nie minder belangrik as die woordverkondiging nie. Al die dienswerk wat in die kerk gedoen word, van die tee wat gemaak word, van die kerk wat oopgesluit word, van die orgel wat gespeel word, van die persoon wat die water daar op die preekstoel sit, is nie minder belangrik as die woordbediening nie. Dit is alles belangrik vir die Here. In die gebede van diegene wat niks meer kan doen nie, is nie minder belangrik as enige iemand anders se gebede nie. Wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons, sê hulle, sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. 2 kernfunksies van die bedienaars van die woord. Nou weet ons, hier word van die apostels gepraat, daar is nie meer apostels nie, die apostelambt het verdwyn, maar daardie werk gaan nog steeds voort in die bedienaars van die woord vandag. Volhard in die gebed, die bediening van die woord. Gaan daar en gaan verkondig die woord, bring dit aan die siekes, bring dit aan die buitekerklikes, bring dit aan watter wie ook al vra om 'n veiling te open of om die ouete huise mense toe te spreek of daar Bybelstudie te lei. Dis die werk van die bediening van die woord en dit is die voorste bediening. Dis absoluut belangrik dat daai mense moet toegewyd daaraan kan leef. En hierdie woord het nou byval by hulle gevind en hulle het gekies. Nou hulle het gekies, so ons nie seker weet hier gekies, is dit die apostels wat gekies het, of het is die gemeente wat gekies het nie. As ons moet teruggaan na die eerste verkiesing, dan wat daar was in die boek Handelinge, toe Matthias gekies is, kan ons aflei die gemeente het hierdie persoon of persone gekies. Stefanus se naam word eerste genoem en daar word bygevoeg dat hy vol van geloof was en die Heilige Gees. Baie belangrik in sy geval, want net hierna is daar van die res van hoofstuk 6 en hoofstuk 7 word aan Stefanus gewy en sy martelaarskap en so meer, en 'n baie belangrike toespraak wat hy voor die Joodse Raad gelewer het. So hy word hier genoem, dit is nou maar Lukas, hy berei jou voor, net soos hy met Barnabas genoem het en sê, hierdie man
en dan weet ons later in die boek Handelinge gaan sy naam weer tevoorskyn kom. En net so ook die tweede een wat hy noem, Filippus, wat daardie merkwaardige ontmoeting gehad het met die hofdienaar van Ethiopië later, word ook genoem. En dan die ander name wat ons nie nou meer verder enigstens iets te doen kry nie, behalwe dat ons kan aanteken dat hierdie name is almal Griekse name. So met ander woorde, vir die Griekssprekende Jode se weduwees is hierdie diakens Griekssprekende diakens aangestel. So vir daai volk, daai amptdraers of vir daai volk, daai amptdraers, maak dit nie 'n harde en vaste reël nie, maar dit is tog merkwaardig om dit te sien. Mense wat die kultuur verstaan, wat die taal verstaan, wat verstaan hoe hulle mense dink en hoe hulle werk. So, en dan 'n Jodegenoot uit Antiochia. En dit is nou 'n interessante ding, want hy is nie 'n Jood nie. Hy's 'n Jodegenoot. Die Griekse woord is proselytos, 'n proseliet. Met ander woorde, hy het 'n volgeling geword en hy is tot die Jodendom bekeer. Nou is dit nog iets wat ons in gedagte moet hou. Wanneer ons praat, en ons gaan later daarby uitkom as die Here wil in die boek Handelinge, dan word daar ook van die godvreesendes gepraat. So, daar's die Jode, daar's die Jodegenote, en dan is daar die godvreesendes. Die Jodegenote kom uit die heidendom uit en het hulle self volledig bekeer tot die Jodendom. Onder andere die besnydenis, en ons weet dat later die hele kwessie van die besnydenis na vore gekom. Baie groot strydpunt geword. So, besny, hy is 'n volledige Jood, maar hy is nie 'n ras-egte Jood nie. So, dit is die proselytos. Die godvreesendes was die mense uit die heidendom wat aangetrokke gevoel het tot die Joodse godsdiens, maar nie noodwendig volledig daartoe oorgegaan het nie. Dit was 'n godvreesende. En ons lees die eerste kerk, so sien ons later in boek Handelinge, het later baie uit die godvreesendes ontstaan. Dit is heidene, Grieksprekende mense, wat aangetrokke gevoel het tot die evangelie, aangetrokke gevoel het tot die idee van een God. Want nou moet ons weet, in die heidendom, die Romeinse heidendom, die Griekse heidendom, die klassieke Kanaanitiese heidendom, baie gode. Jy weet, en as jy nie hierdie in tevrede stel nie, jy weet, dan het jy daarom daai in tevrede gestel, en jy weet, en as jy hierdie een met 'n offer gelukkig gemaak het, dan kan daai een nog vir jou kwaad wees, en dit skep soveel bygeloof en probleme by mense dat die gewone eenvoudige mense naderhand gesê, maar hier is een God, dit maak ons 100% sin, ons wil nie al hierdie afgoderye nie. Hulle was godvreesendes. Lydia, die purperverkoopster in haar familie, was 'n godvreesende. En ook Cornelius, die hoofman, hoofstuk 10, ook 'n godvreesende. Iemand uit die heidendom uit, wat aangetrokke was, en hulle het pelgrimsreise ook na Jerusalem onderneem, soos ons nou later sal sien met die hofdienaar van Ethiopië. So, hierdie een was 'n proseliet, oorgekom, hulle noem dit spesifiek, en ook dat hy uit Antiochië kom, en nou kry ons klare idee van hoe wyd versprei die evangelie al was van Jerusalem. Die Here Jesus het gesê, hiervandaan af, uit Jerusalem uit, deur Judea, verder aan, oor die eindes van die aarde in Antiochië word nou 'n baie belangrike volgende verspreidingspunt weer in Klein-Asië, en dis die plek waar die apostel Paulus hulle eerste sendingreise onderneem het.
En die woord van God het toegeneem. En die getal van die disippels het baie vermeerder. En 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. So, priesters word hier genoem. Nou moet ons nie dink aan daai klomp van die Joodse raad nie. Ons moet nie noodwendig aan. Daar was van hulle wat ook gelowig geword het en van die Fariseërparty, onder andere Paulus. Daar is van hulle wat gelowig geword het, maar die priesters was deel van 'n redelike groot skare priesters, so Sagaria, ons lees van hom aan die begin van die boek Lukas, Sagaria wat uit die afdeling van so en so was, wat op 'n gereelde basis na Jerusalem toe gegaan het, en wat daar diens gedoen het, maar dan was daar ander mense ook. Ek dink die een Joodse geskiedskrywer sê dat daar omtrent maklik 7000 priesters was, wat van tyd tot tyd diens gedoen het in die tempel. So, dit is die lae rangorde, dis nie die elite in die Sanhedrin en die Joodse raad, en hulle het gehoorsaam geword aan die geloof. Goed, ek dink ons het redelik goed aandag gegee aan hierdie eerste 7 verse van Handelinge 6. Is daar enige vrae?